rukkie rustig. Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring en ons verwoord daarmee die rede vir ons saamwees. En ons doen dit vanoggend aan die hand van Psalm 68. So, wanneer ons hierdie twee verse saam lees in die psalms, as jy 'n Sela kry, dan beklemtoon daardie woord, die vers net voor dit en die vers net na dit. So hierdie twee verse het 'n Sela in die middel, so hulle word baie sterk beklemtoon in hierdie psalm. Geloof sy die Here. Dag na dag dra hy ons. God is ons hulp. Sela. God is vir ons die God wat ons red. Die Here ons God, deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor hom rustig word, mag ons dan ook hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verwoord ons afhanklikheid van die Here en ons maak sy naam groot deur saam te sing van Psalm 9, vers 1, 7 en 10 en daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Met die oog op die prediking staan ons stil by Sondag 20 van die Heidelbergse Katekismus en ons vra die vraag, wat glo jy van die Heilige Gees? En dan antwoord ons ten eerste, is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Ten tweede, is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. So baie belangrik, deel van die drie eenheid, God self en daarin dan ook aan elkeen van ons gegee, sodat ons deel aan Christus se weldade kan hê en daarin die troos wat baie keer nodig is in hierdie lewe, nie net as gevolg van die gebrokenheid rondom ons nie, maar ook binne in ons mag beleef dat ons kinders van die Here is. En daarin Paulus wat dan in Romeine 8 baie mooi sê, die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is en laat ons tot God roep Abba. En dan bly hy ewig in ons, sodat ons ook met daardie sekerheid mag leef, dat daar niks in hierdie lewe is wat ons kan skei van die liefde wat God vir ons in Jesus Christus het nie. Maar dan volg daar ook, wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? En vir die opsteller van die Katekismus, Orsinius, was dit belangrik, dat die werking van die Gees vat op 'n baie spesifieke manier grond in hierdie wêreld, in die liggaam van Christus. Dis die Gees wat ons saamtrek as liggaam van Christus. En dan vra ons, en dan antwoord ons, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente, wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en ewig sal bly.
En wat dit gewoon beteken is dit, van Adam af tot dat wat Jesus Christus weer kom, is dit die Gees van God wat in mense se harte werk, sodat hulle na God toe kan kom. En daarom sê Jesus in Johannes 6, elkeen wat by die Vader geleer het, kom na my toe, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit wegwys nie. En ons mag met hierdie sekerheid leef. Vir ons, as ons dan nou kyk na die prediking ook vanoggend, baie belangrik, dit is Christus wat die Gees saam met die Vader stuur, om uiteindelik hierdie gemeente, sy liggaam, saam te trek, sodat ons in hierdie tyd, in hierdie wêreld, teken van God se teenwoordigheid mag wees. Nou doen Christus dit deur sy woord en gees, en dan stuur hy die boodskap van wat God in hom gedoen het, dit wat hy vir ons verwerf het, draai hy aan ons op, gee dit in ons hande, en dan stuur hy ons die wêreld in. Onder leiding van die Gees, toegerus deur die woord, om die goeie boodskap van verlossing en vergifnis, van versoening in Jesus Christus met die wêreld te deel. En daarin staan ons uiteindelik afhanklik van die Gees en van die woord. En kom ons maak die Here se naam groot in dankbaarheid dat hy vir ons beide gegee het, sodat ons kan leef. En ons doen dit deur saam te sing van Psalm 33, vers 5 en 6, en daarna gaan ons saam bid. Vader, dankie dat ons in ons saamwees voor U mag rustig word. Dat ons mag lewe met die groot sekerheid dat ons U kinders is. En dat ons daarin kan staat maak en daarin mag leef met die sekerheid wat die Gees in ons harte werk. En as ons met tye stoei en worstel oor die gebrokenheid in ons lewe en wêreld, in ons persoonlike lewens, dankie dat ons mag weet dat U wat ons geroep het, U roeping nooit terugtrek nie. En dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat ons die vrug van die Gees in ons lewens mag sien blom. Al is dit partykeer met rukke en stote. Maar dankie ook dat ons in ons saamwees vanoggend nagmaal kan vier, en daarin die versterking mag ontvang wat U vir ons bedoel het. Dat net so seker is wat ons eet en drink, so seker kan ons weet dat Christus vir ons gesterf het, en dat daar vir ons versoening gedoen is, dat dit wat ons vir onsself nie kon doen, dat U dit vir ons gedoen het. En waar U die wonder van hierdie boodskap ook in hierdie tyd aan ons toevertrou, en ons daarin roep, en ook uitstuur om dit te deel met die mense in hierdie wêreld rondom ons, bid ons Vader, versterk ons ook vanoggend, deur die bediening van die woord, en daarin deur die bediening van nagmaal, dat ons versterk hier mag uitgaan, ons roeping met blymoedigheid mag opneem, en die wonder van U liefde in Christus mag deel
met mekaar en uiteindelik ook met die wêreld waarvoor U lief is. Seën ons daarom, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, dat ons mag hoor, ter harte mag neem en uiteindelik ook mag doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil by 1 Timoteus. Ja, nee. Ons staan stil by 1 Timoteus wat deur Paulus gestuur is na sy 3de sendingreis om in Efese te gaan bedien. En dan terwyl Paulus in die tronk is, skryf hy dan vir hom hierdie brief om hom te bemoedig en te leer wat hy om te doen staan terwyl hy in Efese besig is met die bediening. En dan soos ons nou verlede week gesê het, belangrik, 2 belangrike tekste, as jy kans gekry het om dit te lees, was dit goed, is dit goed, is Handelinge 19, wat vir ons 'n stukkie van die agtergrond van die totstandkoming van hierdie gemeente gee, fenominale groot verlewing, as mens dit so wil stel, wat in Efese gebeur, as ons na Handelinge luister, die mense kom tot bekering in groot getalle en hartgrondig tot bekering, waar daar rondom die tempel van Artemis 'n stukkie van 'n universiteitsstad in Efese ontstaan het, wat rondom towery en die magiese kunste gesentreer het. Kom mense en hulle bring hulle towerboeke en hulle verbrand dit, en dan hoor ons 50.000 sulke silwers. En soos wat ons verlede week gesê het, so 12,8 miljoen rand se waarde. Dit is 'n redelike oorgawe wat die mense gemaak het. En dan nou belangrik, hulle gee dit weg waarmee hulle 'n lewe moes maak. En dit was dan belangrik om te verstaan dat die gemeente het vir mekaar sorg gedra. En daarom wanneer ons by Openbaring kom in die brief van Jesus aan Efese hoor, belangrik om te hoor, 2 goeders. Jesus sê, ek het dit vir julle, dat julle ondersoek ingestel het na die mense wat sê hulle is apostels, maar dit nie is nie. So, in die akademie het hulle uitgeblink, hulle het die goeie goed gedoen. Maar dan sê Jesus, een ding het ek teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. En dan die vraag, hoe het ons hom lief? Dit word in Johannes geantwoord, as jy my opdragte het en het uitvoer, het jy my lief. En dan sal my Vader jou lief hê, en ek sal jou ook lief hê, sê Jesus, en ek sal my aan jou openbaar. So, hoe het ons om lief deur mekaar lief te hê? En daarin dan die agtergrond vir hierdie brief. So Paulus stuur vir Timoteus om te gaan bedien daar, om dinge in orde te kry soos wat dit dan moet wees. En dan hoor ons in vers 14, ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Daai nou 'n baie belangrike uitdrukking. Vir ons beteken dit vandag, pa, ma, boetie en sussie, en dan is dit die huisgesin. Maar in daardie tyd was 'n huisgesin 'n baie uitgebreide gemeenskap. Die huisgesin, of jou huis, was die plek waar jy as gesin geleef het, waar besigheid gedoen is, waar die kerk ook by mekaar gekom het. So, en dit het almal ingesluit wat onder die dak geleef het, slawe ook. So die huisgesin is 'n baie breë term. Dit het egter almal gestaan onder die regering of onder die gesag van die hoof van die huis, wat die dominus genoem is, dis waar ons woord dominee vandaan kom. En dan die vrou wat saam met die man in daardie huis gestaan het. So wanneer Paulus hierdie beeld gebruik, het die Grieke, die Jode en die Romeine dit baie mooi verstaan, die huisgesin van God, 'n uitgebreide gemeenskap van almal wat saam van mekaar afhanklik was. En dan sê hy, dit is die gemeente van die lewende God. Daardie woord gemeente, eklesia, en soos ons verlede week net weer vasmaak, verlede week gesê het, in daardie tyd rondom die Grieke en demokrasie, as jy moes gaan stem, dan het hulle 'n tou met rooi vasgemaak, jou toga het jou weggegee as jy 'n burger was, en dan het hulle daar in die strate ingevaar, en hulle het jou aangekeer, jy moes gaan stem. En as jy by die stemplek aankom en jy het rooi op jou klere, dan moet jy verduidelik, hoekom wil jy jou verantwoordelikheid laat gaan, of versuim. En wat vir ons belangrik hier is, die woord beteken letterlik die wat uitgeroep is om in die openbaar te vergader vir 'n spesifieke taak. So wanneer die Nuwe Testamentiese skrywers daardie woord gebruik, dan is dit belangrik vir ons om te verstaan. Dis hulle wat uitgeroep word vanuit die wyeer gemeenskap om in die openbaar te vergader, en daardie openbaar is regtig belangrik vir 'n spesifieke taak. Nou, dit is openbaar, met ander woorde publiek, sodat almal kan sien, en wat is die spesifieke taak? Dis uiteindelik om die wonder, die boodskap van Christus
in hierdie wêreld duidelik te maak. So, Paulus wil hê dat Timoteus die mense so kan leer en lei, dat hulle kan weet hoe mense hulle moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teespraak, dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is. As mens het Jesus in die wêreld gekom. Deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn, aan die heidenasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Ouer vertaling sê demone. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. As jy hierdie dinge aan die broers en susters voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer, waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Ons luister tot sover. Ons staan stil vir hierdie 3 weke dan by die gedagte van die werking van die Gees en daarin die gawes van die Gees, en een van die werkinge en daarom 'n gawe van die Gees wat ons vasmaak is, dit is die Gees van God wat ons saamtrek as liggaam van Christus, soos wat ons dit ook in die katekismes verwoord. Petrus skryf baie mooi hieroor in 1 Petrus 2, wanneer hy sê ons het geproe, ou vertaling of ondervind, nuwe vertaling, ons het ondervind of geproe dat God goed is, en daarom sê hy, kom nader en smag na die volle geestelike of die ryke geestelike melk en word dan opgebou as lewende stene om 'n geestelike huis te wees waarin God woon, as teken van sy teenwoordigheid in hierdie wêreld. En dit is dan regtig belangrik vir ons. Wanneer die Gees van God werk, oor alle eeue heen, is dit die Gees van God wat mense saamtrek. Nie net om in toewyding en gehoorsaamheid aan God te leef nie, maar ook om in gemeenskap met mekaar te leef. Want dit is een van die dinge wat skeef geloop het met die sondeval. God het voor die sondeval gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, daarom maak ek iemand soos hy, sodat daar gemeenskap kan wees en die mens uiteindelik kan vermenigvuldig, die aarde kan vul, dit kan bewoon en bewerk. Maar met die sondeval breek ons verhouding met God en met mekaar stukkend. So wanneer die Gees van God werk, dan trek hy ons nie net saam in 'n herstelde verhouding met God nie, maar ook met mekaar. Maar dan sê Paulus 'n baie belangrike ding in hierdie gedeelte, dat die gemeente daardie teken van God se teenwoordigheid gebou op die fondament van Jesus Christus, dat die gemeente die draer en beskermer is van die waarheid. En daardie waarheid word in 3 gedagtes uiteindelik vasgetrek. Die eerste is dat Jesus Christus het gekom en gesterf in ons plek. God het mens geword. Immanuel, God by ons, en dan sterf hy in ons plek om te versoening te bewerk, om te doen wat ons nie vir onsself kan doen nie. Die tweede gedagte, as jy dan nou dink aan 'n podium in die middel, die hoogste dan nou, die eerste, Christus het mens geword en gesterf in ons plek, hy is begrawe, en dan staan hy op, sodat nuwe lewe moontlik kan wees, sodat ons herstel in ons verhouding en met mekaar in hierdie wêreld kan leef, en soos wat God dit bedoel het. En dan die derde gedagte van wat in hierdie waarheid saamtrek, is dat Jesus Christus uiteindelik opvaar na die hemel en daar as regter regeer. Hy is ons voorspraak, maar hy is ook die een wat regeer. En daarin die troos wat ons mag beleef in hierdie tyd, dat ons mag weet dat Christus vir ons voorspraak doen,
maar aan die ander kant ook, dat hy wat vir ons gesterf het, is die een wat vir ons voorspraak doen. En daarin sê die Hebreërskrywer dit baie mooi, dat ons het nie 'n voorspraak, iemand wat vir ons voorspraak doen, wat nie begrip het vir ons gebreke nie. Want Jesus Christus was self mens en hy het self deur hierdie wêreld geleef. Hy ken ons omstandighede baie beter as wat ons baie keer dink. En daarin ons troos. En nou sê Paulus, hierdie waarheid is aan die gemeente opgedra en God is besig om hierdie teken. Paulus en Petrus gebruik die gedagte van 'n tempel wat opgerig word, lewende stene wat saamgetrek word, sodat God in hierdie wêreld kan teenwoordig wees in dit wat ek en jy doen en sê, en in besonder wat ons in ons saamleef doen en sê. So dis die gedagte wat ons in die agtergrond wil hou. Nou is die vraag, wat beteken dit om draer en beskermer te wees? Nou, die Afrikaans is goed vertaal in die 83 vertaling, maar die woorde wat Paulus daar verskryf, verwys eintlik na 'n pilaar. Ja, nee, daar die volgende skets asseblief. So vir die mense in Efese en vir Timoteus dan nou, was hierdie 'n baie bekende beeld. Ons het nou verlede week net so vinnig verwys, daardie tempel het van Artemis of van Diana, as jy Romeins was, was een van die 7 wonders van daardie tyd se wêreld, 18 meter hoog, is 'n fenominale groot tempel gewees, 127 pilare van 'n 2 meter deursnee, en die eerste 36 pilare was met goud beslaan. So dit was 'n angswekkende gesig, om dit so te stel. En wanneer Paulus dan nou praat oor die draer en beskermer van die waarheid, gebruik hy 2 woorde daar. So die eerste een is stilos, en dit beteken pilaar, ons vertaal dit met draer, en die ander een is Hedriaioma. Dis die platformpie aan die onderkant van die pilaar, die voetstuk met ander woorde. Nou, daar's iets baie prakties in wat hy dan nou sê. Dis nie verkeerd vertaal as ons sê draer en beskermer nie, maar jy kon dit vertaal met pilaar en basis. So 'n bietjie interpretasie by, hoekom sê hy dit so? Wel, dis die stilos of die pilaar, die draer, dis die een wat die waarheid hoog hou. Dis die deel wat die waarheid hoog hou, die dak dan nou. En dan het jy die basis, en die funksie van die basis was om die dak en die gewig van die dak wat deur die pilaar gekom het, te anker in die fondasie, op die grond. Dit het die gewig versprei, sodat dit net alles net op die deursnee van die pilaar is nie. So wanneer ons praat oor Paulus se uitspraak, is hierdie baie belangrik vir ons. Paulus sê, die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. Of die pilaar en die basis. Dis die pilaar, die gemeente, die huisgesin van God, is die mense wat die waarheid oor wie Jesus Christus is, hoog hou in hierdie wêreld. Maar ons is ook die basis. En gewoon die funksie van die basis is dit, dis om die waarheid te anker in hierdie wêreld. As die gemeente nie daar is nie, dan word die verhaal, die waarheid oor Jesus, net nog 'n storie tussen 'n klomp ander stories in hierdie wêreld. Maar wanneer die gemeenskap draer en beskermer is van die waarheid, dan is daar 'n plek waar iemand wat die evangelie hoor kan sê, maar hier is dit, hier sien ek dit, hier sien ek die waarheid grondvat in hierdie wêreld. So wanneer ons dan nou hierdie beeld hoor, dan moet ons dit vasmaak. Hier word ons geroep as gelowiges om in ons saamleef draer en beskermer van die waarheid te wees. Paulus gebruik 'n beeld wat vir die mense in Efese baie verstaanbaar is. Johannes, daar die volgende skets asseblief. So wanneer ons vir onsself hierdie vraag vra, waarmee moet ons besig wees, hoe moet ons lewe dan lyk in hierdie tyd en wêreld, dan is dit wat ons vasmaak. Ons is die draer en beskermer van die waarheid. Nie elkeen op sy eie nie, almal saam. Dis in ons saamleef dat die versoening wat God in Jesus Christus duidelik word in hierdie wêreld. Nou, hier is dit belangrik. Vergeet gou vir 'n oombliekie van wat aan die regterkant aangaan. Dis 'n bietjie besig. Ons gaan nie deur al die tekste lees nie. Wees rustig, maar gaan doen 'n bietjie moeite vanmiddag en gaan sit 'n bietjie en gaan lees net 'n bietjie deur daardie tekste. Dit is belangrik. Wat ons vasmaak is, Paulus beskryf 'n baie eenvoudige prentjie. Daar is die gemeente, draer en beskermer, en ons hou die waarheid van wie Jesus Christus is bo. En daarbo dan na die groot rots dan nou, en die klip met Ichthus daarop. Jesus Christus, seun van God, verlosser.
Dis die waarheid wat ons geroep word om in hierdie tyd, in hierdie wêreld hoog te hou en bo te hou. En dan uiteindelik te anker in ons alledaagse lewe, in die manier waarop ons saam met ander gelowiges leef in hierdie wêreld, in hoe ons praat en in hoe ons doen, te midde van 'n ontaarde en korrupte wêreld, sê Paulus. So hier lê die uitdaging vir ons. En dis 'n baie belangrike vraag. As ons die draer en die beskermer van die waarheid is, wel, hoe doen ons? Hoe gaan dit met ons in hierdie tyd? Paulus skryf vir Timoteus en hy herinner hom hieraan, hier is die dinge wat die gelowiges as gemeenskap van gelowige, as huisgesin van God moet kenmerk, en dan kom hy en hy sê uiteindelik, daar's 'n paar dinge wat natuurlik afbreek kan doen aan hierdie draer van die waarheid wees, as beskermer van die waarheid wees. En dis waarna hy verwys as ons daar by hoofstuk 4 kom en hy praat oor die gees wat uitdruklik waarsku, dat in die eindtyd mense afvallig sal word, sommiges, en dat hulle misleidende geeste sal navolg en die leerstellings van bose geeste sal aanhang. Nou wat vir ons hier belangrik is om te hoor, as jy nou wil gaan kyk, net gewoon na die konteks van die eerste gemeentes en vir Timoteus, met wie Paulus nou praat, gaan van dit definitief verwys na die Jode, wat agterna gekom het, of Joodse gelowiges, die Judaiseerders, soos hulle genoem is, wat gesê het, nee, jy moet eers besny word, en jy mag net sekere kosse eet, en daar was 'n vraag oor die huwelik, maar dit was by die heidene ook 'n vraag, met wie kan jy trou? So, die punt wat Paulus hier maak is dit, daar is sekere goeders wat mense kan vassaak aan, sekere twisgesprekke, wat uiteindelik die aandag aftrek van die waarheid wat ons moet beskerm. Dat Jesus Christus het gekom, mens geword, gesterf in ons plek, opgestaan uit die dood en opgevaar as koning en regter en sit aan die regterhand van God. Nou in ons tyd kan ons nou maklik sê, hierdie dinge het verbygegaan, maar dis nie so eenvoudig nie. In die gereformeerde kerk stoei ons op hierdie stadium weer oor die vrou in die amp, en met die mense wat regtig ernstig daaroor voel, gaan hulle vir jou 'n klomp tekste kan gee, en hulle gaan 'n redelike groot gesprek met jou kan voer oor hoekom dit belangrik is. Nou dit is so, ek gaan nie sê dis onbelangrik nie, maar my vraag is, waarvoor staan ons bekend op hierdie stadium? Is dit Jesus Christus het gekom, gesterf, terwille van sondige mense, opgestaan, sodat ons herstel in ons verhouding met God, naby hom kan leef en saam met hom kan werk, en daarin opgevaar, sodat hy kan regeer oor die kerk, want hy is die hoof van die kerk. En dan kom daar so 'n stukkie van 'n twyfel, want iewers begin ons gekenmerk word, nie vir daardie waarheid nie, maar vir 'n klomp ander dinge. Dit sny natuurlik ook baie verder. As ons hier in Bethel 17 kerke net vir Afrikaans het, as ons die Engelse en Zulu kerke wil byreken, dan gaan ons hier rondom so 85 trek. Gemeentes net in Bethel. En wat kenmerkend van meeste van die gemeentes, maar hier's ons dingetjie, hier's wat ons anders maak as die ander, wat dan nou goed en wel is. Maar dan is daar 'n baie ernstige vraag, hoe gesond is die huisgesin van God in hierdie tyd, in hierdie wêreld? En dis 'n vraag wat ons met groot erns moet na kyk. Ons het die voorreg om vanoggend nagmaal te vier. En partykeer word dit maar net 'n gewoonte. 4 keer 'n jaar en ons draf daardeur. Maar ons gedenk 'n groot ding, dat God mens geword het en 'n afgryslike dood in ons plek gesterf het, sodat ons herstel in ons verhouding met hom, en daarin herstel in ons verhouding met hom, met mekaar, draers en beskermer van die waarheid kan wees. En die waarheid, gewoon dit wat getrou is aan die feite, aan dit wat regtig is. Ja, nee, gaan weer een terug. Okay. So dit wat regtig is, dit wat is soos wat God die wêreld bedoel het om te werk, dit wat in harmonie en in pas is met sy hart. Nou wanneer ons hieroor praat, dan is dit maklik om by tye by 'n stukkie moedeloos uit te kom. Want lees ons die kerkgeskiedenis voor Christus in die Ou Testament, dan sien ons dat Israel sukkel. En die Gees van God het toe ook gewerk. Maar dit het moeilik gegaan. Lees ons kerkgeskiedenis na Christus tot nou toe, dan sien ons dit gaan moeilik. Ons sukkel.
Dis 'n moeilike ding om regtig hierdie wonder van dit wat God in Christus gedoen het, tot sy reg te laat kom. Nou is die vraag, is ons daarin uitgelewer aan 'n taak wat uiteindelik net onmoontlik is, en die antwoord is nee. Twee dinge lei ons so 'n bietjie in die versoeking of bring ons by 'n slegte plek, en dit gaan rondom die wêreld waarin ons leef. Ons kan, soos wat Paulus hier waarsku, met verkeerde goeders begin besig raak, misleidende geeste navolg en nie die gees van God nie. En dis 'n harde uitspraak, maar is 'n belangrike uitspraak om van erns te maak. Die grootste leuen van ons tyd trek saam in die gedagte dat ons geloof, ons godsdiens 'n privaat saak is. Dat dit niks eintlik vir die wêreld daar buite te sê het nie. En dat jy dit vir jouself moet hou, en daar in jou binnekamer kan jy glo net wat jy wil. Dit kan absurd wees tot die extreme, niemand gaan regtig omgee nie, solank jy dit net vir jouself hou. Dis die Kool-Aid, die gif, die Kool-Aid, die koeldrank met die gif in vir ons tyd. En baie keer trap ons in daardie slaggat om ook so te dink, dat ons geloof is eintlik net bedoel vir onsself. Nou, almal van ons het nou al 'n goeie dosis van woke ingekry, van hoe absurd ons wêreld kon raak, en dit lyk my nie dat dit al heeltemal verby is nie. Een van die joernaliste in Brittanje, Rod Riddle, beskryf baie mooi as hy praat hieroor, en sê hy, ons moet versigtig wees, want party ouens dink dis 'n ideologie. Hy sê, dit is nie heeltemal 'n ideologie nie, want enige ideologie het daarom 'n rym en 'n ritme, mens kan volg, die argument volg, maar met woke, waar ons gedraai, daar is niks rym en ritme nie, mens kan nie die argument lekker volg nie, want daar is nie 'n argument nie, en mens sien dit uitspeel in hoe die ouens onderling met mekaar beklei. Maar hy praat nou binne die konteks van Brittanje, en dan sê hy, mens kan nou 'n paar goed vasmaak om te sien, hoekom hierdie ding so ontplof het in die westerse wêreld. En dan sê hy, een van die belangrikste goeders is, as jy die huis bou, sal die mense kom. So as jy die gunstige omstandighede skep vir so iets om te gebeur, moet jy nie verras wees as dit gebeur nie. Maar dan noem hy 'n baie interessante ding, so verskoon gou die Engels, maar hy het dit mooi gesê. Hy sê, een van die redes vir woke is the retreat of the church. En dan korrigeer hy homself, or rather, our retreat from the church. Een van die redes vir woke is die feit dat die kerk begin terugstaan het. En dan sê hy, nee, dis nie dit nie. Eintlik is dit ons, die mense, wat begin terugstaan het van die kerk af. En as jy so 'n bietjie volg van wat in Brittanje gebeur, nou, dit is definitief 'n goeie opsomming van wat gebeur in Brittanje. Maar dit is 'n belangrike ding vir ons in hierdie tyd ook. Ons leef in 'n wêreld wat sê jy mag glo, jy moet glo, en jy kan glo net wat jy wil, solank jy dit net vir jouself hou. En deel van hoe daardie ding uitkom in ons wêreld is die verskeidenheid van kerke, maar dan ook mal die afwesigheid van mense. Die afwesigheid van betrokkenheid in kerke. En dis nie net by ons so nie, na COVID is dit reg deur die bank vir almal so. Die megakerke wat in die vroeë dele van die 2000s die antwoord was op die gebrokenheid van kerkwees, is op hierdie stadium besig aan die kwyn, want mense skakel nie meer so graag in nie. Dit is 'n belangrike ding. Die stikkend in die wêreld is die gevolg van mense wat wegtreë van die kerk af, van hierdie liggaam van Christus wees. En die rede hoekom dit die stikkend vererger is omdat die lig dowwe raak, die sout min raak. Ons is die sout en die lig vir die wêreld. En daaraan word ons geroep. Nou sê nog 'n Brit, sê David Ogilvy, sê, you can't save souls in an empty church. Nou, hy is 'n bemarker gewees, een van die vroeë ouens wat bemarking in Brittanje gedoen het, vir wêreldwyd dan nou. En dan sê hy, dis die punt, jy kan nie siele red in 'n leë kerk nie, en sy verstaan daarvan was, dit maak nie saak hoe goed jou boodskap is nie, as mense nie aandag gee daaraan nie, as hulle dit nie kan hoor of raak sien nie, maak dit nie regtig saak nie. Maar daar is ook 'n subtekst in sy stelling, en dit is, as jy regtig glo, en dit wat jy sê jy glo, dan het jy 'n morele verantwoordelikheid om die boodskap uit te dra. Nou luister ek na die ou wat verduidelik het wat hy bedoel daarmee, en dan sê hy, die ding wat skeefloop daarmee is dat mense by 'n plek kom, as hulle nie wil hê dat hulle idees getoets moet word in hierdie regte wêreld nie, dan sê hulle nee, hierdie is te ingewikkeld.
en dan los ons dit net so. Dan luister ek na hierdie ou en dan dink ek, jep, dit klink bekend, want ek hoor dit baie keer, selfs van lidmate hier in ons gemeente, nee, maar jy het gestudeer, ek is net 'n gewone lidmaat, ek gaan nie weet nie. En dis 'n hartseer ding, dis kenmerkend van die kerk, en nie net ons gemeente, ons kerkverband, die gereformeerde kerk nie, baie kerke het hier begin draai, dat ons boodskap is eintlik so 'n bietjie ingewikkeld, jy moet geleer het voor jy kan verstaan. Maar die waarheid wat God aan ons toevertrou het, is baie eenvoudig. Christus het mens geword, God wat mens geword het, gesterf in ons plek, opgestaan uit die dood, opgevaar het en regeer nou. En daarom leef ons anders as die wêreld. Dit is 'n baie eenvoudige boodskap. Het is nie altyd so maklik om te glo nie, maar dit is 'n eenvoudige boodskap. En daarom dat Jesus in Matteus 11 sê, ek dank U, Vader, God van hemel en aarde, dat U hierdie dinge nie vir slim en geleerde mense geopenbaar het nie, maar aan die eenvoudiges, of as jy dit anders wil vertaal, aan die kindertjies. En dan roep hy en hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. My juk is sag en my las is lig. En hier lê die uitdaging vir ons in hierdie tyd, om erns te maak met hierdie oproep. Om draer en beskermer van die waarheid te wees, om die pilaar te wees wat dit hoog hou, en die basis te wees wat dit anker in hierdie wêreld, vra om 'n stuk toewyding in ons lewe. Hierdie waarheid is in hierdie wêreld ten diepste geanker in dit wat God in Christus gedoen het, dat God mens geword het, gesterf het in ons plek, opgestaan het en opgevaar het, om te regeer. En nou is dit waarin daardie tekste aan die regterkant vir ons regtig belangrik is. Ons is draer en beskermer van die waarheid, sodat ons saam met God kan werk aan die versoening wat hy in hierdie tyd, in hierdie wêreld, bedoel vir sy wêreld. So hoe is ons dan draer en beskermer? En ons maak daar vas, heel bo, dis die groot gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jou naaste soos jouself. Wat dan baie belangrik sê Jesus ook, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, en dit is julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het, en as julle dit doen, sal almal weet dat julle disippels of navolgers van my is. En dan is hoofstuk 14, Johannes 14 vers 21 vir ons baie belangrik. As jy my opdrag uitvoer, het jy my lief, en my Vader sal jou lief hê, en ek sal jou ook lief hê en my aan jou openbaar. Ons groei in ons verhouding met Christus, deur mekaar lief te hê. En dan volg daar Jesus se opdrag, soos dit in Matteus, Markus, Johannes, Lukas en Handelinge uitgebeeld word, dat ons gestuur word na die wêreld toe, uitgestuur word. Ons het 'n morele verantwoordelikheid om die evangelie van Jesus Christus te deel met die mense in hierdie wêreld waarin ons nou leef. Nou dit kan regtig baie keer oordonderend voel en net te groot voel, en daarom is die middelste blok regtig belangrik. Daardie padtekentjie met die uitroepteken. Dis 'n werk van God in ons. Wanneer ek herstel is in my verhouding met God en die Gees van God in my woon en ek sy leiding volg, dan mag ek beleef dat die Here my op pad vat saam met hom. Dis die Gees van God wat die beeld van Christus in ons herstel. Dit is God wat in ons werk, dat ons sy beeld gelyk kan word, kan begin dink en begin doen soos wat hy dink en doen. En daarom Filippense, waar ons dan baie mooi hoor, dat dit God is wat in ons werk om te wil en te doen volgens sy welbehae, soos wat hy wil hê ons moet doen. In Romeine vind ons waarskynlik een van die mooiste uitsprake hieroor. Wanneer Paulus met die gelowiges praat, wat moet begin stoei het met mekaar, oor wie is nou reg en wie is verkeerd, dan sê hy, wie is jy om oor 'n ander se dienaar te oordeel? En dan sê hy 'n baie mooi ding, sy eienaar sal self toesien dat hy goed doen. Daarvoor sal God sorg. Dis die Here wat ons inroep in 'n verhouding met hom, wat ons uiteindelik vorm deur sy Gees, nie net as individue nie, maar ook in ons saamleef, sodat ons sal goed doen, want dit is waarmee hy besig is, en daarom mag ons leef met hierdie sekerheid, dat hy sal dit doen. Hy sal die goeie werk wat hy in ons begin het, en uitvoer, tot op daardie dag, wanneer Christus weer kom. Maar dan, daarin ons afhanklikheid, en daarom die laaste gedeelte, Johannes 17, Efesiërs, Filippense, Kolossense en Tessalonisense, die gebede wat opgeteken is in die Nuwe Testament vir die kerk.
Dis nie ons vermoë of ons krag nie, en daarin staan ons afhanklik voor die Here. En daarom bid ons, saam met hom, saam met Christus, dat hierdie werk wat hy in ons begin het, dat hy dit eindtyd sal voer, en sal volbring op daardie dag, wanneer Jesus weer kom. So wanneer ons vanoggend nagmaal vier, is dit belangrik om hierdie vas te maak. Ons is die draer en beskermer van 'n kosbare waarheid, van 'n groot waarheid. Ons word geroep om dit hoog te hou in hierdie wêreld, maar ook om dit te laat grondvat in hierdie wêreld deur ons alledaagse lewe. So wanneer jy vanoggend nagmaal gebruik, mag die wonder hiervan opnuut weer in jou hart vasval, van die grootsheid van dit wat God gedoen het. Maar mag die sekerheid wat jy vind en wat God vir jou bedoel in hierdie nagmaal jou ook motiveer om in hierdie tyd die waarheid hoog te hou en dit te anker in jou alledaagse lewe. Nie net in jou persoonlike toewyding nie, maar ook in jou saamleef met die gelowiges waarvan Christus jou deel gemaak het. Amen. Kom ons luister en ons saam wees na Jesus se instelling van die nagmaal, en ons gaan luister na Matteus 26. So wanneer ons die nagmaal gebruik, Jesus het 2 sakramente gegee, 2 tekens, die doop, as 'n teken dat ons aan hom behoort, 'n teken dat ons saam met hom gesterf het en saam met hom opstaan, en dan die nagmaal. So dis 'n teken en 'n seël, en ons bedoel daarmee gewoon, dat net so seker as wat ons hierdie teken ontvang, wat ons dit kan voel en kan proe, net so seker kan ons weet, dat hy vir ons gesterf het. So dis 'n teken, en die seël daarby beteken net so seker as wat ons dit voel en proe, net so seker mag ons weet, dis waar. Ons kan met sekerheid hierdie teken ontvang en weet dat God sy belofte gestand sal doen, dat dit wat hy beloof het in Christus ook vir ons waar is en ewig waar sal bly. So wanneer ons luister na die instellingswoorde, gaan ek vir ons saam lees, sodat ons so 'n bietjie kan sit en dink daaroor, en dan gaan ek die geleentheid vir die diakens gee om die tekens van ons uit te deel. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. En daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet, dit is my liggaam." En toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag, wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink." So wanneer Christus hierdie woorde die nagmaal instel, dan dink hy aan die tyd wat gaan voorlê. God word nie onkant vervang nie. Hy weet dit gaan lank vat, oor baie eeue en geslagte gaan hierdie werk volbring word, en daarom gee hy hierdie teken, 'n seker teken, sodat ons kan weet, binne die grootste en moeilikste omstandighede, net so seker as wat ons voel en proe, so seker kan ons weet, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy regeer, in ons belang. En dan sê Jesus 'n baie belangrike ding: "Ek gaan nie weer van hierdie wyn drink tot op die dag wanneer dit saam met julle in die koninkryk van my Vader, van hierdie Vader hiervan sal drink nie." So hy kyk na daardie dag wanneer hy weer kom en ons saam met hom aan tafel sal sit aan die bruilof van die Lam. Die bedoeling is dis vas, maar dis ook, ek het jou in gedagte. Ek sien jou. Ek gaan myself onthou van hierdie wyn totdat almal wat daar moet wees aan tafel gaan wees. Mag jy vanoggend die wonder hiervan beleef, dat Christus wat jou geroep het en besig is om deur sy gees ook jou te vorm om die man of vrou te word, al hoe meer wat God bedoel het jy moet wees, dat hy jou in die oog het in hierdie nagmaal, maar ook in jou lewe en diens hierna. Terwyl ons so sit, 'n oomblik van stil gebed het, vra ek vir die diakens om asseblief vir ons die tekens uit te deel, en daarna gaan ons saam sing vir 'n hartsverheffing voordat ons nagmaal gebruik.
Terwyl ons so sit, gaan ons as hartsverheffing lied 253 sing, vers 1 en 2, en hartsverheffing gaan gewoon daaroor, dis wanneer ons harte oopmaak en vir die Here gee, oophou voor hom. Dis 'n manier om iets te verwoord van wat in ons harte leef, ons afhanklikheid van die Here te verwoord. So kom ons sing dit bidend saam, terwyl ons so sit, daarna gaan ons nagmaal vier, en dan gaan ons daarna 'n lied vir lofverheffing sing. Maar ons hartsverheffing, lied 253, U het die brood gebreek eens by die meer. Die lied verwys na daardie gedeelte wanneer Jesus weer vir Petrus gaan roep en hulle saam nagmaal vier by die meer van Galilea. So kom ons sing dit bidend saam en daarna gaan ons saam nagmaal vier. Wanneer ons dan saam voor die Here is, dan mag ons ook onthou wat hy vir ons gedoen het. Die brood wat ons eet is teken van die liggaam van Christus, wat gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Eet dit en onthou dat dit ook so bedoel is vir jou. Net so die wyn wat ons drink, teken van die bloed van Christus, wat vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Drink daarvan, en onthou dat dit ook so bedoel is vir jou. Ons lofverheffing is ons dankie sê, is die grootmaak van die Here se naam vir dit wat ons mag ontvang. En daarom kom ons doen dit deur saam te sing van lied 241, vers 1 en 3. Ons doen dit staande, en dan vra ek dat jy daarna net 'n oomblik weer gaan sit, wanneer ons stil staan by God se wil vir ons lewe. Amen.
dan leef ons? Hoe lyk 'n dankbaarheidslewe? En ons luister vanoggend na God se wil vir ons lewe uit Kolossense 1 vanaf vers 9. Daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, die gelowiges, hou ons nie aan om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. En daardie wysheid is besonder belangrik vir ons in hierdie tyd en wêreld, want wat die Here verlang is dat ons die draer en beskermer van die waarheid sal wees. Dat ons die waarheid oor Christus sal hoog hou en sal anker in hierdie wêreld in ons alledaagse lewe. En daarvoor het ons die leiding van die Gees in besonder nodig. Maar dan hoor ons, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy liefhet. Deur die Seun het ons verlossing gekry, die vergewing van ons sondes. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. En daardie is regtig belangrik. God het besluit om deur Jesus Christus alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. So wanneer ek en jy deur Christus saamgetrek word deur sy Gees en daarin ook versterk word met hierdie nagmaal, dan is dit sodat ons in hierdie tyd, in hierdie wêreld, draer en beskermer van die waarheid kan wees. Want God is besig om sy kinders met homself te versoen, ook hulle wat nog buitekant die kerk staan. Omdat ons dit nie uit onsself uit kan doen nie, kom ons bid die Here hierin om sy genade, en ons doen dit deur saam te sing van lied 488, helder skyn die lig vir die nasies, 3 versreëls verwoord 'n mooi gedagte, en dan die 4de versreël 'n innige gebed. En dan na heel laaste, wanneer ons 3 keer laat U ryk Heer in ons kom, is daai laaste een dalk net vir die manne en die vrouens met die lange asems. So moenie skaam voel as jy hom nie kan byhou nie. Kom ons staan en dan sing ons hierdie gebed bidend saam. En daarna net so oomblik sit, na die seën van die Here uitgespreek is, net so oomblik sit, asseblief. Vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag die lig hier deur ons skyn. Ons lied vir die volke, pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag die lof hier deur ons klink, balsem herstel vir die volke,
roep om die volken te verbly, tot die hele wêreld kan voel dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons Ons mag leef met hierdie sekerheid dat die Here wel hiermee besig is. En daarom kom ons gaan uit en kom ons hou die waarheid hoog en kom ons anker dit deur die loop van ons alledaagse lewe in hierdie wêreld, sodat die wat hoor ook kan sien waarmee God besig is. Hiertoe seën hy ons. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en daarmee saam die krag en die leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Baie dankie. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf. Jy is welkom om 'n koppie